gaan vanmôre vra en ons gaan aan met ons reeks oor ons verhoudings en gedrang en dit gaan oor die familie, maar die Here het my hart gelê om julle te praat oor die weier-familie. Ek praat nie van almal in die familie wat nou oorgewig is. Ek praat van weier, die weier-familie. En ek het 'n interessante invalshoek wat ek met julle wil deel. Julle al agtergekom, as jy op sosiale media enigiets soek. Ons is nou deur 'n kombuis oordoen en alles, nou soek jy kwotasies en pryse vir blinds wat moet inkom. Soek jy so 'n bietjie en jy kyk na pryse en als. Van daar af, vir die volgende 3 weke, kry jy net advertensies van blinds. Oralster, op Facebook, op sosiale media, oral kom dit net in. En jy kan nie verstaan nie, hoe het die ouens geweet ek soek blinds? Maar dit is interessant. Nou as julle onthou, hier is so in die dan moet ek teruggaan, 92's, 90's, 92's, het selfone vir die eerste keer in Suid-Afrika gekom. Nou ons was gewoond aan 'n foon by die huis, 'n landlyn, dit was nie eers altyd koordloos nie, so uit 'n draad gehad en jy het so gepraat. En toe die mense van daai tyd wat so 'n bietjie met die tegnologie gespeel het en gesukkel het, altyd gesê, as jy hulle bel op hulle selfoon, dan was die sê ding gewees, hoe het jy geweet ek's hier? Want dis wat tegnologie doen. Dis waar jy mense 'n bietjie gooi. So, wat gebeur met hierdie tipe van goed in ons lewens? Ons is blootgestel aan baie dinge, die tegnologiese kant en alles. Die ding is, iets of iemand lees jou soos 'n boek. Hulle hou jou dop, hulle analiseer jou, hulle kyk wat jy soek, en ons noem dit 'n algoritme. Dis geprogrammeer binne in hierdie beheerstelsels van Facebook en Meta en al die tipe van dinge om jou dop te hou. Om te sien waar is jou belangstelling, om te sien wat is jou behoefte op die oomblik. Nou die stelsel werk baie interessant. Hy kyk na spesifieke details van jou persoonlik om 'n aanlyn profiel van jou te vorm. Daai profiel, hoor gou mooi, dit sorteer spesifieke data van jou in 'n volgorde van prioriteite. Dit gaan doodeenvoudig kyk na jou patrone, tendense, jou voorkeure, jou belangstelling, jou assosiasies. Hy neem al daai goed in ag. Dan maak hy strategiese voorstelle. Hy sit iets voor jou neer om te kry dat jy daarop gaan en hy sê, hy beskerm jou sensitiewe persoonlike inligting. En hy doen dit met kriptiese reëls en prosedures. Glo jy hom? Dis net 'n voorwendsel vir die hele ding. Ja, ek weet, ek begin sommer dadelik hierso. Weet vandag, so WhatsApp vir jou sê, all chats are encrypted. Glo jy hom? Hoor vir my mooi, ek sê dit met autoriteit van mense wat weet, van die dag wat jy jou Face of jou WhatsApp rekening oopgemaak het, elke boodskap, elke voice note wat jy al ooit gestuur of ontvang het, kan hulle hoofkantoor vir jou uitprint, of jy dit nou gedelete het op jou foon of nie, so, hou Big Brother jy dop, verseker, so wees versigtig vir die tipe van goed. Nou hierdie, ons noem dit 'n algoritme. Hierdie algoritme se idee is om jou dop te hou, om jou profiel te skep, sodat hulle in die toekoms met jou kan werk. Nou wat doen hulle? Die toekoms, hulle gaan doodeenvoudig gaan en jou manipuleer. Nou goed, ons praat vanmôre oor families. Nou pastoor, wat het hierdie nou met families te doen? Hou vas. Die Italianers het 'n mooi ding. Hulle is mos familiemense. Hulle noem hulle self die familia. So dis baie interessant. Nou Italianers kry dit reg. Min mense kry dit reg. Suid-Afrikaners kry dit nie reg nie. Want op die einde bly die man en vrou saam, die kinders saam, die ouma en oupa is daar, die oom en tannie is daar, almal bly saam. Want hulle werk saam. So hier is hierdie gevoel wat jy het, maar nou moet jy ook verstaan. Die cousin is daar, die neefie is daar, daarmee saam is die maffia daar, daarmee saam kom jy by die hitmen uit, en jy kom ook uit by die wat
Die tannies, vir al die anties, hulle die vermoë, as hulle jou raakklap, uit jou bloedgroep uit, nou volgende ene, maar dis familie, nou, wie is dan nou ons weier familie, in die konteks waaroor dit hierso gaan? Nou ons het 'n woord geleer jare terug in die selopleiding, en dit is 'n Griekse woord wat sê oikos. Nou oikos se betekenis is, it is your household, it is the dwelling where you are, and it's your extended family. So dit sluit nou alles in wat ek nou genoem het van hierdie familia. Dit is so. Dit sluit al die hond en kat in, onthou. Maar die probleem is, ons kyk vanaand na oikos plus verder. Nou ek is nie nou hier by LGBTQ plus 2 iets, daai hele storie nie. Hier is net oikos plus. Dis net die volgende een, en dis waarna ons gaan kyk. Wie is dit almal? Dis jou eie gesin? Man, vrou, pa, ma, kinders, hond en kat. Dit is jou ekstra familie. So skoonma, skoonpa, niggie, neefie, oom en tannie, weet daai weier familie. Dit is jou kerkfamilie. Dit sluit in, hoor mooi Shalom, eie gemeentelede, leierskap van Shalom, groepslede, selgroeplede, mense onder die tent, besoekers, volgelinge op sosiale media. Julle sal verbaas wees hoeveel mense volg ons op sosiale media. Oor see. Julle sal verbaas wees. En dan verder, ander mense se kerke. Dis jou kerkfamilie. Dan is daar nog jou kollegas, jou werksfamilie, jou kollegas by die werk. Jou mense wat vir jou werk, jou personeel. So dis meer jou sekulêre lewe. Dan gaan ons verder. Dan kom ons nog by die publiek uit. Die publiek is nou almal met wie jy in aanraking kom, wat jou sien, sigwaarde het. So dit is nou die publieke familie wat jy het. En dan is dit nog jou sosiale media familie ook, wat jou aanlyn sien. Nou dis maklik met tegnologie, vandag vir julle alles te verduidelik met aanlyn, hoe dit werk, algoritmes, maar is nie altyd maklik om dit op 'n manier te doen, wat dit by jou gaan vassteek nie. En ek dink julle het ons gehelp vanmôre. Ek kan maklik sê, hierdie is my invloedssfeer. Hierdie is die mense oor wie ek 'n invloed uitoefen, partykeer sonder dat ek dit besef. Ons weet dit word jare gepreek. Is dit so dat die wêreld daar buite lees jou, soos die Bybel? Jy is hulle enigste Bybel. Hulle hou jou dop, hulle kyk hoe jy optree. Dis want ons beweeg vanmôre. Nou, ons kan maklik sê, maar pastoor, hierdie klomp is nie my familie nie. Ek het niks vir jou. Alles in hierdie lewe is families. Daar's nog 'n diereryk ook wat families het. Jy het jou mammals, dan het jy jou birds, en jy het jou fish, jy het jou reptiles, jy het nog jou invertebrates, die hele lot. So hier praat ons nou van hulle wat koudbloedig is. Ons praat van hulle wat ruggraatloos is. Ons praat van hulle wat akkedisse is. Nou as jy nou hier sit, en jy het enigsins iemand gekoppel aan wat ek nou gesê het, kom kniel asseblief uit na die tyd. Dis vir ons baie, baie belangrik. So dit gaan wees. So ek wil vir julle sê, hierdie koudbloediges en dinge wat kom, en dit wat ons met julle gaan bespreek, daar's ook families. Dis 'n familieverband. Dis 'n weierverband. Moet ek. Politieke partye is hulle familie. As jy soos ek en Mac is, dan jy by Formule 1, Ferrari familie, ja, dis 'n groot familie. As daar 'n probleem, as ek 'n Ferrari outfit aan het, maar ek gaan kuier by die ander ouens en ek hou party saam met die ander spanne, dis mos nou 'n probleem. As ek mos nou nie true to self nie. So ongelukkig is dit, Mac, gooi. So hier's 'n paar dinge wat ek vanmôre vir julle wil weet, of vir julle wil sê. Ja, kyk hulle so, hulle lees so mooi, hulle gee tot vir my tissues by. Hier val 'n paar dinge hier by ons. Nou wat is hierdie oikos plus, waarvan ons nou praat? Wat het hulle te doen met my algoritme? Hoe werk dit?
Hulle almal, wat met jou te doen kry, vorm 'n belewenis van jou. Hulle vorm 'n algoritme profiel van jou. Of jy dit nou wil weet of nie. Nou hierdie profiel is op grond van hulle ervarings en hulle belewennisse van jou en met jou. Elkeen van ons in hierdie plek is daaraan blootgestel. Dis die Weyer familie. Noem dit persepsie, noem dit maar opinie, noem dit denkwette, noem dit eerste indrukke, noem dit die boksie waarin hulle jou plaas. Mense plaas jou mos maklik in 'n boksie. Gelukkig ek pas nie baie in boksies nie. Maar hulle plaas jou in 'n boksie. Hoe hulle jou hanteer? Die lelikste een, hoor sê. Dis hoe hulle opinie vorm oor jou, hoor sê. Het hulle gehoor? Het jy dit gesien? Dan gaan ons aan met sosiale media, alles wat daarop is, sigwaarde, wat hulle van jou het, en dan jou morele waardes. Hierdie is hoe hulle hierdie profiel van jou vorm op die einde van die dag. Is dit alles fiktief? Is dit alles vals? Nie altyd nie, maar meeste van die tyd is dit. Dis maar hoe hierdie goeders by mekaar uitkom en dis hoe dit werk. Is dit reg of verkeerd? Ons gaan nou uitvind. Maar nou ja, ons kry 'n ding hierso. Ek noem dit 'n koerant. Julle het almal seker die plakate hier buite gesien. Het ons julle gestuur. Okay, kom aan. Nou, ons is in die kerk. Wees nou eerlik. Wie het die heel eerste een gesien die kant en gesê, wie was dit? Watter pastoor knip die kat in die donker? Onmiddellik, wat sê dit in jou kop? Ek wil weet, wie is dit? Ek het geweet, daar's iets vir. Ek het dit besef, ek het dit geraai. Dis mos hoe ons is. Dis hoe hierdie goeders werk. Nou kom ons kyk gou hierdie koerant. Jy kry mos 'n voorblad, jy kry 'n sosiale blad, binne ergens, jy kry 'n sakenuus, jy kry tegnologie, jy kry die agterblad. Nou goed, voorblad, kom ons kyk gou, net vinnig. Dubbele standaarde lei tot tiener se hartseer einde. Die ding vir ons dag. Dis die nuus van ons dag. Nou wie se dubbele standaard? Die koerant los dit in die lug. Wie se dubbele standaard? Die gesin? Die kerk? Die samelewing? Pa-ma verhouding? Watter dubbele? Onmiddellik begin jou kop hardloop. En onmiddellik wil jy lees wat gaan nie aan. Onmiddellik wil jy. En baie keer is dit die bron wat jy die minste verwag. Vaak hier spesifiek, hier is fiktief, almal hoor asseblief wat hy. Die een waarna ek hier verwys is die meisiekind. Dit het gegaan, hoor mooi, oor die dissipline hoof van hulle kerk. Van 'n kerk, van 'n skool. Wat daar uitgehaal het. Omdat sy gekla het, sy word geboelie. En hulle het haar uitgehaal soveel so, dat op die einde het haar so sleg laat lyk, dat het gelei tot waar sy gekom het. Net om later uit te vind, die dissipline hoof, die boelie wat betrokke is familie van hom. Dis mos 'n dubbele standaard, verstaan jy? Dis nie goed wat ons blootgestel is. Nou kom ons by sakenuus. Ek sal nooit weer besigheid met 'n Christen doen nie. Die lelikste aanklag wat daar kan wees. Maar hoor nou vir my, hier's baie van julle wat kan sê, ons het seer gekry hiermee, glo my. Mense het ons al ingedoen. Ag, jy doen dit mos vir die Here. Mense is uit besigheid uit hieroor. Jy kry dit, hartseer. So die voorbeeld is nie daar nie, maar die stigma gaan daar wees. Jou aanlyn geskiedenis is toe nie so geheim nie, ek het vir julle verduidelik. Met WhatsApp, ek het julle verduidelik hoe hierdie goed werk. So hierdie is alles, dit lok jou onmiddellik om verder te gaan lees. Maar julle wil allemaal oor die agterste kom, ek weet. Pastoor van Montana, knyp glo die kat in die donker. Wat 'n een? Wat 'n pastoor? Wie is die kat? Hoe lyk sy? Dis hoe ons as mens ons ingestel is. Ons wil weet wat hierdie storie is. Ons wil weet waaroor dit gaan. Die probleem is net dit. Kan jy alles glo wat hier staan? Is jy reg? Sal jy van die goed wil glo wat hier staan? Dit sal jou baie help in jou opinie rondom iemand.
jy sal dit graag wil glo. Sê nou maar net, dis waar. Sê nou maar net, dit is die diepte wat daarin is. Nou die ding is, aanlyn en hier, noem ons dit een ding. Nou ek sê dit vir almal hierso, as julle gewonder het oor hierdie berigte, julle het geval hiervoor. Ons noem dit clickbait. Aanlyn clickbait, ek het net gister weer so ding gehad, vanoggend se rapport. Ek snaaks genoeg, ek preek vanmôre vanoggend se rapport. Is daar 'n berig op weer so wat so uitkom van 'n pa wat sy 3 dogters nou groot is, oor jare seksueel gemolesteer het en vir hulle gesê dis liefde. Nou wil almal weet wie is die pa? Waar bly hulle? Is hulle Montana? Waar is hulle? Onmiddellik, clickbait. Want wat doen dit? Jy gaan die koerant koop, hulle maak geld en die ouens wat adverteer kry blootstelling en die kring die ding uit. Dis dit reg. Nou clickbait sê, die Engels sê, en dis baie interessant, het ek al een afgegaan hierso. Ja, ons is daar deur. Kom ons gaan gou. Die algoritme van voetspore, ons is daar. Clickbait, online content. Onthou nie noodwendig online nie. Ek sal nou vir julle die berig lees, man. Okay. Clickbait is online content featuring sensational, exaggerated, or misleading headlines designed to provoke an emotional reaction and to entice you to click a link. Wat sê ons hierso? Ons sê, dit is lokaas wat uitgesit word vir jou, om jou te vang. Dis 'n wip wat gestel word. Is dit lekker om in 'n wip gevang te word? Nee. Is 'n slaghuister wat uitgesit word vir jou. Dit is altyd, hoor, skinder, sleg praat, opinies, groepsdruk, manipulasie, meningsvorming, gaslighting, guilt-tripping, eie ambisie, eie belange, entitlement en kwaadwillig. Alles met een agenda, om skade te bring. Kom ons lees gou vir julle daai berig. Ek sien julle is baie geïnteresseerd. Pastoor van Montana, pastoor Eddie Warren, is daarvan beskuldig dat hy spreekwoordelik die kat in die donker knyp, na aantuigings van 'n buiteegtelike verhouding met 'n derde party. Die beweringe is gemaak deur 'n lid van die gemeenskap en is gegrond op tyd wat hy spandeer het by 'n sekere adres. Die bewering was dat hy huisbesoek as verskoning gebruik het in sy verweer. Die waarheid het egter aan die lig gekom, nadat die lig gesuiwer is, omdat hy soveel tyd daar spandeer het. 'n Privaat speurder is aangestel, en die feit het aan die lig gekom. Die spesifieke adres het behoort aan Woodrock Cat Cafe. Die instansie is 'n koffiewinkel met makkatte wat op die perseel die publiek vermaak, met hulle rustige geaardheid, slaapies in die sonnetjie en aandag wat hulle soek. Die pastoor is algemeen bekend as 'n persoon wat saam met katte groot geword het en hulle goed ken in sy ouerhuis en 'n diep band met hulle opgebou het. Hy gaan sit baie by die kafee om voor te berei vir sy preke soos 'n Sondag soos die. En dan hou hy daarvan om dit saam met die katte te doen. So, versprei so roemer. Hoeveel skade doen dit? So ek is lief vir katte, al het ek bromkatjies, dis fyn. Ek is baie lief vir katte. Dis wat ek koerant doen in 'n ou se lewe. So hierdie ding is besig om af te breek. Onthou julle fake news? Die Afrikaans is fopnuus. Ek lag ek net vir die Afrikaans, ek moet hierdie vertel, ek kan nie anders nie. Marcel was nou vir 6 weke in die buiteland. Megan en klein Ariel het by ons gebly. 6 weke met daai klein ou babietjie lyf hier in die huis. En toe op 'n stadium toe kom dit uit. Podcast is potgooi. En op 'n stadium loop Megan verby ons met 'n doek. En sy is op pad aan die buiteasblik toe. Sy sê ek gaan potgooi. So, dis het nie goed werk. Die ding is onthou, ons maak maklik aannames van 'n situasie, veral as jy nie die feite het nie. Jy maak baie vinnig aanname. Nou die reël is, 95% van die tyd
is die aanname heeltemal van die merk af verkeerd. Maar omdat jy die aanname gemaak het, word dit jou waarheid. Dit vorm jou persepsie van daai persoon. Dit vorm 'n beeld wat vasstaan. Nou ongelukkig, julle ken 'n baie slim ou, Martin Luther King sê, "You can't prevent birds from flying over your head, but you can keep them from building a nest in your hair." Hier's 'n bietjie wysheid hier. Jy kan nie elke aantuiging wat in jou gemaak is, kan jy gryp en hardloop daarmee nie. Mense sê vir my, "Pastoor, bestaan nie met hulle wetgewing ingebring in die tydskrifplekke in die kafees, moes hulle al hierdie boeke met die seksuele content toemaak in covers, want as jy dit sien, dan is dit nog." Ek sê, "Maar jy kan mos keer dat dit nes maak in jou harre. Jy het ook 'n verantwoordelikheid." So, mens moet baie mooi gaan kyk. So hier is die ding, ons almal is blootgestel aan hierdie goed, almal van ons. Dit is in die publiek, en dit is daar vir almal om te sien. Nou waar dink julle het hierdie begin? Hierdie algoritme wat so gevorm word. Die woord van die Here sê, "The accuser of the brethren." Hoor vir my mooi. Soos jy hier sit, jy is so bestudeer, nee. Jy weet nie waar jy is nie. Elke demoon ken jou presies. Weet waar is jou swakpunte. Weet wat se geheim het jy. Weet wat se geraamtes rattel aan die kas. Hulle weet om dinge in jou rigting te stuur. Hulle weet om jou te lok met lokas. Dit het al by hom begin, want dis die bose. Hoekom? Want hy wil jou in 'n swak lig stel. Want hy werk in duisternis. Ek gaan dit weer lees. Hy wil jou in 'n swak lig stel, want hy werk in duisternis. Jy's 'n teiken. Hy gebruik elke hulpbron wat daar is. Hulle soek altyd sensasie, hulle soek aanklagte, hulle soek halwe waarhede, en die beste van alles is, altyd die verlede. Hoekom? Want die duiwel ken net jou verlede. Hy ken nie jou toekoms nie. Dis hoekom hy dit altyd so maklik terugbring na jou toe. Dis hoekom die Here sê, "Ek vat jou verlede weg." So, hier's 'n battle. Want môre gaan daar weer 'n berig van jou in die koerant wees. Hy gaan hom weer gooi. Hierdie bepaal hoe dat jy na jou ou kos kyk en jou ou kos na jou kyk. Hierdie hele familie waar ons is. Hulle ontleed, ondersoek jou sorgvuldig, hulle kyk na jou integriteit, jou ingesteldheid, jou optrede, jou waardes, jou reaksies, jou verhoudings, jou gesin, jou familie, jou geloofwaardigheid en jou persona. Wie sê as jy by die huis is? Hulle kyk daarna. Onthou, as hierdie Oikos Plus fout kan kry in jou, dan hoef hulle nie te verander nie. Hoor mooi, as hulle jou kan beskuldig van iets, al is dit nie eers die waarheid nie, dan voel hulle goed oor hulle self, en dan hoef hulle nie te verander nie. Ek slaan nou baie diep. Ek voel ek slaan nou baie diep. Dis mense wat nou, hier gaan nou 'n lig aan vir jou. Baie keer is dit gees wat met gees bots. Mens besef dit nie altyd nie. So hier is die ding, so net soos elke demoon jou ontleed. Onthou nou, ek dink dis Lukas 15 sê, vir elke sondaar wat tot bekering kom, is daar blydskap in die hemel. Is ek reg? Dis vreugde. Vir elke persoon op hierdie wêreld, kind van God of ongeredde, wat sonde toelaat, is daar 'n high five onder die demone wat sê, ons algoritme werk. Raak stil hierso. So wie skryf hierdie algoritme elke dag? Ons weet nou, Oikos Plus, ja, hierdie hele Weier familie, dan die duisternis, en die lig, en jouself. Jy skryf jou eie algoritme, want jy kan hom beïnvloed. Jy kan hom maak werk soos hy wil. As een keer 'n storie van 'n suster by 'n pastoor gekom het in die platteland, sê, "Pastoor, julle moet my help. My man is hier op die kerkraad en hy's 'n gesiene man, en hier by die kerk is hy hierdie heilige. Maar as hy by die huis kom, dan is hy die duiwel van self." Die pastoor het daar so gekyk en 'n groot wysheid van gesê, "Suster, trek julle dan maar kerk toe."
Dit gaan nie altyd help nie, nee. Ons moet die duiwel daar binne uitkry. Is dit so, dat ek en jy navolgers van Christus is? Met ander woorde, wat Jesus gedoen het, moet ons doen. Dis nou die bottom line. Hoe Jesus opgetree het, moet ek en jy optree, want dit is mos 'n voorbeeld. Jesus is die enigste een wat kon sê, doen wat ek doen en maak wat ek sê. Baie van ons paas en ouers kom ons en sê vir die kinders, maak wat ek vir julle sê, moenie doen wat ek doen nie. Maar hierdie is al twee wat volmaak. En dit is so mooi, nou kyk jy die skrifgedeelte in Lukas 2:52, hy sê, en Jesus het toegeneem, die blou gaan jy nie kan lees nie, en Jesus het toegeneem in wysheid en grootte, hoor mooi, en in genade by God en die mense. Oikos plus. Né? Die volgende een daar onder hom. Dit is Spreuke 3 vers 3 tot 4 in die Passion. Hold on to loyal love and don't let go. And be faithful to all that you've been taught. Let your life be shaped by integrity with truth written upon your heart. That's how you will find favor and understanding with both God and men. You will gain the reputation of living life well. Dit is so mooi as Jesus die voorbeeld stel en sê, hy het opgegroei in wysheid, hy het opgegroei in alles en in sy verhouding met die mens, met Oikos Plus. Is dit dan vir my en jou belangrik om so op te groei? Om 'n goeie verhouding te hê met jou invloedssfeer rondom jou? Verseker is dit. Wat sê jou Oikos Plus as hulle jou sien loop? Die mense wat jou ken, die mense wat jou sien, ek is klein en petit, so ek kan maklik wegkruip. Maar baie min ouens ken my, maar die ding is, as mense jou ken, hulle assosieer jou, onthou nou, daar is assosiasie. In die eerste plek, daai is 'n shalommer. Nou is dit positief of negatief? Wat sien hulle? Hoe beleef hulle jou? Kyk jy ry in 'n kar, en jy sien 'n man agter jou ry, jou triespieeltjie, en jy sien, hey, dis 'n shalome. En jy wil eintlik hom groet, en net toe jy wil groet, toe ry iemand voor hom in. Maar kyk, die ontploffing wat in die kar plaasgevind het, ek het nooit ooit geweet, die man kan vingertaal praat. Ek het dit nooit ooit geweet, nie. Dis nuwe talente wat begin deurkom. Maar verstaan jy, daar's 'n beeld na buite toe. En mens moet so versigtig wees wat dit is. Is jou reputasie buitekant toe belangrik? Verseker. Is die indruk wat jy maak op die Weier familie belangrik? Verseker. Is jou naam en jou geloofwaardigheid gekoppel aan daai indruk wat jy maak? Verseker. Dit gaan so wees, maar don't become a people pleaser. Nommer 1. Baie mense sal hulle norms en waardes prys gee. En ek het dit nogal hier geskryf. Don't become a people pleaser because of ratings. Kan ek gou sien, wie van julle hierso is Facebook influencers? Nou is daar niemand nie. Maar dit word 'n nuwe beroep. Ons is influencers. Wees versigtig. Wees baie versigtig wat jy doen. Want die woord sê, moenie gou 'n leermeester wees nie. Want jy gaan met 'n ander oordeel geoordeel word. Want jy beïnvloed mense, hoor nou. As jy op daai ding iets gaan neersit, jy's nou hierdie influencer, daar's duisende wat jou skielik gaan glo. Hulle is jou aanhangers, hulle gaan jou nou volg. So jy het 'n invloedssfeer en jy kan hulle van die pad af lei of in die pad lei. Wees versigtig. Moenie so gou dit doen nie. Dan gaan ons gou verder. Dan sê ek, don't compromise on your integrity and principles to fit in. Jy sit volgend man en vrou in hierdie plek, en hier kom die woord van die Here baie sterk deur. Jy sit man en vrou in hierdie plek. Jy staan bekend as Christen, kind van God. Maar as jy in 'n sekere groepering is, as dit by die werk is, of vriende is, of so, dan verloor jy daai. Jy is deel van hulle. Wat doen dit? Dit bring skade. Dit vat jou geloofwaardigheid weg. Die ergste van alles is, dit vat jou getuienis weg.
die Here kan jy nie meer gebruik nie, want die oomblik as jy sê, ja maar julle, gaan hulle sê, jy het al gister saam ons gesuip. Jy het al gister saam ons so gekuier. Hoe nou? Hoe werk dit? Ek praat harde feite vanmôre, maar ek dink hier is baie nodig dat dit by julle kan uitkom. Dit beïnvloed jou getuienis. Nou hier is die probleem. Die woord van die Here is duidelik. Hy sê, Romeine 12:2a, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. As jy nie soos die wêreld moet lyk nie, as die Here dit vir jou sê, as die Here sê, moenie soos hulle optree nie, moenie dieselfde waarde sê as hulle nie, dan beteken iets. Die Here het 'n plan, daar's 'n doel, daar's 'n rede. Titus 2:7 in die Amplified sê, and show your own self in all respects to be a pattern and a model of good deeds and works, teaching what is unadulterated, showing gravity, having the strictest regard for truth and purity of motive with dignity and seriousness. Die Here stel vir ons daai voorbeelde. Nou vir wat? Wat moet ou hierdie goed doen? Hoekom moet 'n ou so voorbeeldig wees? Hoekom? Onthou, hierdie is nie front voorhou nie. Hierdie is wie hy is. Onthou, as jy 'n front voorhou, jy weet mos hoe werk 'n leuen. As jy 'n leuen vertel het, moet jy vir die res van jou lewe onthou wat jy gelieg het. Anders is jy ergens in die moeilikheid. Maar as jy die waarheid praat, dan is die waarheid net altyd daar. Jy kan net na die waarheid toe gaan. Word gevang in 'n web. Hierdie is nie 'n front voorhou nie. As jy leef volgens die voorskrifte wat die Here vir ons gee, gaan dit vir jou baie beteken. Maar vir wat moet ek dit doen? Want God verwag dit van jou. Bottom line. God verwag van jou om so op te tree. God verwag van jou, want onthou, jy is sy protégé. Jy is die een oor wie hy drome droom. Jy is die een oor wie hy 'n roeping uitgeroep het. Hy glo in jou. Jy is sy kind. Jy is sy ambassadeur in die wêreld, daar buite, waar die ander jou lees as 'n boek, waar hulle algoritmes oor jou skryf. Is hierdie wêreld vrot? As jy om jou kyk, is dit vrot, dit siek. Gaan baie dinge besig om te gebeur. Ek hoor laasweek 'n persoon sê vir my, as die Here nie nou kom, dan weet ek nie. Ek sê vir hom, ja, ons almal voel so, maar weet jy, daar's baie om gered te word. Daar's baie siele wat verlore gaan. So is hierdie wêreld vrot? Yes. Is die mens en sy agendas stink? Verseker. Inhalig, steek mekaar in die rug. Wil die altyd die beste vir hulle self hê. Is daar baie kwaadwillige berigte wat versprei word oor jou, oor die kerk, oor die kinders van God? Baie. Want hoekom? Onthou, as ek hierdie een laat skuldig lyk, hoef ek nie te word soos hy nie. Dit is mos nou baie maklik. En ons mense val daarvoor. Ons kom net in lyn. Daar's 'n skrifgedeelte wat eintlik is waaroor alles gaan vanmôre. Nee, dis een terug. Sorry. Matteus 5 vers 13. Jo, het ons by 3 gekom. Daar is hy. Matteus 5:13 sê, you are the salt of the earth. Wat doen sout? Die keer dat iets vrot. Is ek reg? Is 'n preserveermiddel. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, its strength or its quality, how can its saltiness be restored? It is no good for anything any longer, but to be thrown out and trodden underfoot by men. As ek en jy sout is, maar ons doen nie wat sout moet doen nie, het ons krag verloor. Hoor vir my mooi, die wêreld daar buite, kyk na ons as kinders van God, om verskil te maak. Hulle gaan jou kritiseer, hulle gaan jou sleg sê, ja, maar vanaand as jy alleen by die huis is, dan dink jy wat jy gesê het. Dan dink jy in die saadjie wat geplant was. Nou kyk hoe doen die wêreld, julle weet ons hoe werk die duiwel. Hy sal iets moois vat, 'n beginsel van die Here, en dan maak hy dit iets leliks. Hy gee 'n ander konnektasie daar. En dan weet hy maak dit kragteloos. Daar's 'n spreekwoord, 'n slang spreekwoord wat praat van you are salty. Jy is so 'n bietjie souterig.
soos dit in Afrikaans noem. Wat beteken dit? Dit beteken, being angry, upset, bitter, or annoyed, often over something small, or after losing a game or argument. So hy vat sout wat ons moet wees, en hy maak dit iets leliks. En sê, nee, soek jou nie. Dis hoe die vyand werk. Dis hoe hy duisende mense mislei. Jy kan net sout wees, as jou lewe sout is. Ek doen 'n klare beroep op elkeen hierso. Ek weet, die Here praat met julle. Julle gaan kyk na julle eie dinge. Daar is goed wat gebeur het in jou lewe, wat moeilik is om reg te stel. Daar is hierdie persepsie, veral in die geesteswêreld, wat dit moeilik maak. Ja, maar pastoor, hoe maak ek dit als reg? Bly net hier. Jy moet 'n verskil kan maak, want Matteus 3 vers 8 sê, dra dan vrug wat by die bekering pas. Klaar, dis die woord van die Here. Pastoor, ek skuldig. Ek het droog gemaak. Ek het my beeld en my getuienis buite het ons skade aangedoen. Ek het ook die Here se beeld skade aangedoen, my roeping, my aansien, al daai goed. Skuldig daaraan. Hoe moet ek nou maak? Daar's 'n 3-punt aksieplan net vandag. Wat ek gou met julle wil deel, net 3 punte. En hierdie is hoe dit moet wees, maar hierdie gaan oor baie diep eerlikheid. Die eerste enetjie gaan wees selfondersoek. Baie van die goed wat oor jou gesê is, wat in jou koerant is, oor jou lewe, baie van die goed wat hieroor is, geskryf is, berigte wat gegee is die waarheid. Daar's feite. Nou ongelukkig, jy kry 2 afdelings. As jy by die Here uitgekom het, die Here sê, hy vat jou verlede weg, jou sonde weg, as jy dit bely, dink nooit weer daaraan nie. So tussen jou en die Here is dit reg. Maar tussen jou en die geesteswêreld, tussen jou en die publiek daar buite, is dit reg? Gaan hulle jou vergewe? Nee, hulle gaan nie. Hulle gaan vir jou uithaal, want hulle gaan dit altyd teen jou gebruik. Nou ek het 'n sê ding en almal lag daarvoor, maar altyd as die duiwel terugkom en hy val jou aan met jou verlede, nadat jy by die Here uitgekom het, dan sê jy vir hom, duiwel, luister gou vir my mooi. Jy werk op ou inligting. Update jou app. Dan gaan jy sien, daai rekords is nie meer daar nie. Maar ongelukkig, hy gaan nie ophou nie. Hy gaan aanhou. So jy moet dit afdwing die hele tyd. Jy moet dit afdwing die hele tyd. Dis hoekom jy moet sterk word in die Here. Dis hoekom jy geestelik moet groei in die Here. So dis belangrik. So as dit die waarheid is een deel. As dit nie die waarheid is nie, is daar 'n ander manier wat ons dit moet hanteer. So die introspeksie is dood eenvoudig. Kon ek iets anders doen? As ek hierdie nog nie bely het nie, dan moet ek gaan regmaak. Ek moet gaan regmaak met daai persone, veral as dit die waarheid is. So daai skrif sê dit mooi. Psalm 139, hy sê, God, I invite your searching gaze into my heart. Het jy dit al gewaag? Ja, vir die Here gesê, Here, hier's ek. Oop en bloot. Jy's in elk geval oop en bloot. Maar hier's ek oop en bloot. Kom deursoek my. Toets my. As daar enigiets is, wat my weghou van U, wat my terughou dat ek nie kan groei in U nie, wat my terughou dat ek nie die diepte kan bereik wat ek wil bereik nie. Dan sê hy, gaze into my heart, examine me through and through, find out everything that may be hidden within me, put me to the test and sift through all my anxious cares, see if there is any path of pain I'm walking on, and lead me back to my glorious everlasting ways, the path that brings me back to you. Stap nommer 1, introspeksie. Maar, wees bietjie eerlik met jouself. Dis 'n goeie ding, glo my. Wees eerlik met jouself. Dit gaan jou klaar help om jou beeld by die huis en jou beeld buitekant in lyn te bring. As jy eerlik is vir jouself. Jy kan gaan en sê, Here, hier's ek. Wys my waar maak ek verkeerd. Wys my waar trek ek verkeerd op. Wys my, Here, waar kan ek dit anders doen? Want ek wil nader aan U kom. En dis wat die Here gaan doen. So dis stap nommer 1. Stap nommer 2, daar's nou aksies wat hier deurkom. En die aksies is dood eenvoudig. As die aantuigings die waarheid is, maak reg met die Here, maak reg met die mense. Die woord sê dit so mooi, hy sê dit so duidelik. Hy sê, as jy weet jou broer het iets teen jou, gaan maak jy dit reg.
Die geheim is dood eenvoudig. As jy dit doen, maak dit jou vry. Dit maak jou vry. So jy kom uit daai, maak nie saak wat hulle daarna sê nie. As die Koran sê, hoor jy, ja, as 'n groot iets, en sê, is ou nuus. Dis ou nuus, dit bestaan nie meer nie. En die Here kom en hy maak jou vry. As dit vals is, gee dit vir die Here. As dit aantuigings is in die Koran, en dit is sensasie, mense wat jou wil beswadder, jy gee dit vir die Here, nie so groot geheim. Ek het dit by hierdie pastoor van ons geleer. Die grootste beginsel wat daar is. Jy gee dit vir die Here, dit help nie, jy beklei nie. Dit help nie, jy maak hofsaake nie, laster, en al sulke goed nie, dit gaan niks help nie, al is jy verkeerd. Dit help nie, jy vat hulle aan nie, want dis wat hulle wil hê. Hulle soek sensasie. Want die oomblik is dit gebeur, dan is dit daai ding van, waar rookie trek sy vuurtjie. Onmiddellik, hulle gaan dit die hele tyd teen jou gebruik. Wat doen jy, as dit valse aantuigings is? Jy gaan nie tyd mors nie, jy gaan nie dat jou aandag aflei nie, en dit gaan nie jou fokus van die bal afhaal nie. Want hulle wil jou bediening wil hulle terughou. Dit is so mooi vir my, en hierdie het my geroer in my binneste. Daar's net een manier om dit reg te maak. Jy lewe daai leuen dood. Jy lewe daai leuen dood. Hulle moet vir hulle self kan sien, dat dit waarvan hulle jou beskuldig, dit wat in jou koerant staan, in jou algoritme, is nie die waarheid nie. As hulle dit self sien, en hulle besef dit self, wat gebeur, dan neem hulle eienaarskap, en dan is dit verby. Dit is die enigste wy. Dit beteken, wie ek by die huis is, en wie ek buite is dieselfde. Dit beteken, my optredes is dieselfde. Maak ons foute? Ja. Maar bely dit so gou as moontlik, kry dit uit die pad uit. So, jy beklei nie hierdie goed nie, want respek en vertroue word verdien. Oor 'n tydperk moet jy jouself bewys. Ek is vry, ek is los. Dit was dalk my ou lewe. Dit was dalk waardeur ek gegaan het. Dit was dalk my manier wat ek opgedraai het. Ek kyk nou vinnig vanmôre hier. Die vorige keer preek, toe sit een van ons groot akteurs hier in die gehoor, en ek het amper 'n ding gesê oor 'n seepie waarna hy speel op die oomblik. Toe dog ek moes, dalk het ons gedraai. Maar dit is my so mooi, want hoekom? Op die einde van die dag, wil jy hê mense met jou respekteer. Jy wil hê, as jy in die kolonnade loop, moet mense kan sê, daar loop 'n vrou van God. Daar loop het, nie om jou te vereer nie, want jy het dit alweer gemis. Het gaan oor die Here. Jy wil hê, mense moet sê, ek wil wees soos hy is. Ek wil wees soos hy is. Ek wens ek was so. Nou is jy op die regte pad, maar jy moet oppas. Die woord sê, wat staan, moet oppas dat hy nie val nie. Dit is net so, wat trots inkom. Dan pluk hy die maatjie onder jou uit. En onthou nou, as iemand val, ek kan nie ophou lag nie. So as jy gaan val, dit gaan dood-eenvoudig 'n probleem wees. So hier is die ding. Daar's 'n verantwoordelikheid, maar jy het 'n verantwoordelikheid buite. En dan die derde stap in hierdie ding is dood-eenvoudig. Daai ingesteldheid, 'n lewenswyse van lewe die leuen dood. Eksodus 14:14 sê, God sal vir jou veg. Die waarheid maak altyd die leuen dood. Altyd. Ek wou dit vanoggend doen en ek het dit nie gedoen nie en ek begin afsluit. Mens werk met soveel mense wat deur baie seer kom en baie aantuigings en valse beskuldigings met ulterior motives, met agendas wat mense het. Ek wou vanmôre 'n verekussing gehad het hierso en ek het een by die huis maar het ongebring. En ons mense het dit baie keer gesê, daar's soveel aantuigings teen 'n mens, soveel beskuldigings, soveel leuns. Dit is soos 'n verekussing wat jy vat en jy skeer hom so oop. En al daai vere is in die lug. Nou my vere sou nie dryf nie, dis die probleem. Maar alles is in die lug. Dis wie jy is. Wat doen die vyand? Hy gebruik elkeen van daai vere, of dit nou vals is of nie, as 'n klag staat teen jou. Hy gaan 'n veer gryp en hy gaan dit teen jou gebruik. Hy gaan 'n veer gryp en hy gaan 'n saak daarom bou, of dit die waarheid is of nie.
En my vraag is altyd, dan vra mense vir my, pastoor, hoe kan ek weer al die vere terugkry in my kussing? Hoe kan ek regmaak? Nou dis 'n goeie Afrikaanse woord, 'n onbegonne taak. Jy kan nie. En die Here kom een keer deur met wysheid by my. En hy sê vir my, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees. Ek dink, wow. Here, praat verder. Ek weet hier's nog iets. Die gees van die Here is baie kere wind. En die Here sê, hy kom en hy waai al die vere weg. Dat dit nie meer oor jou hang nie. Dat hy jou losmaak. Vandag, in hierdie plek, val klagstate van mense af. Kyk mooi wat gaan die Here vandag doen. Dis die mooi daarvan. Het julle al agtergekom, haweloses, boemelaars, slaap onder 'n koerant? Julle het al gesien die prentjies. Hulle vang hom so. Hulle slaap onder 'n koerant. Hulle sê dit gee dit, hè? So bietjie, maar daar's 'n baie mooi simboliese koneksie. 'n Koerant se berigte is gister se nuus. Is ek reg? Want hulle moes hom print en hulle moet hom vandag verkoop. So dis nie aanlyn wat dit vandag is. Die baie koerante is nou aanlyn beskikbaar. Ja, dis nog 'n ander deel van die ding. Maar koerant se nuus is gister se nuus. So dis ou nuus. Hy persoon nou dat hy het moet opgegee teen al hierdie algoritmes. Hy het dit begin glo. Nou begrawe hy homself maar onder dit. En hy lê. Dis die hartseer van hierdie saak. As hy kan verstaan, die Here kan jou losmaak. Die Here kan jou vrymaak, hy kan jou red. En hy gee vir jou 'n nuwe toekoms, want hy glo nog in jou. Sal dit jou lewe verander. Vir ewig en vir altyd. Of dit nou skuldig is of onskuldig is, of dit die waarheid is of 'n leuen is, wat in die koerant staan, dit het invloed op jou. En ons wil dit draai. Nou goed, 1 Petrus 2 vers 9. Hierdie is waaroor alles gaan. Hierdie goed, in die koerant, aanlyn, sosiale media. Dis iemand se mening, is ek reg? Dis iemand se opinie, is dit reg? Jy het agterkom vanmôre, dit gaan nie of dit waar is en of dit onwaar is nie. Dis nie die saak nie. Dit gaan nie of dit halwe waarheid is nie. Dit gaan oor die impak wat dit maak. Dit gaan oor die impak wat dit maak in jou lewe, in jou oikos rondom jou. Hoe dat mense na jou gaan kyk. Soveel keer al agterkom, baie keer kom jy baie goed oor die weg met iemand en die volgende oomblik as daar's net so, lyk soos 'n kat wat sy rug so hol maak. Hy kyk jou net so. Wat gaan nou aan? Nou kan jy maar weet. Jy kan maar weet. As jy niks verkeerd gedoen, dan is weer 'n storie. Dat is weer 'n storie. Iemand die jou probeer uithaal. Dit is hoe dit werk. Ongelukkig. Maar jy kan loskom hiervan. Nou hier is die ding. Daai opinies, hierdie berigte, hierdie goed wat oor jou gesê word, moenie jou vorm nie. Dit moenie vorm hoe jy na jouself kyk in die spieël nie. Dit moenie vorm hoe dat jy jouself sien nie. Want die Here sê dit so mooi. Hy sê, jy is wie ek sê jy is. Daai skrifgedeelte is 1 Petrus 2 vers 9, die volgende is verkeerd. 1 Petrus 2 vers 9 sê, but you are God's chosen treasure, priests who are kings, a spiritual nation set apart as God's devoted ones. He called you out of darkness to experience His marvelous light, and now He claims you as His very own. He did this so that you would broadcast His glorious wonders throughout the world. Is dit jou roeping? Is dit wat ons moet doen nie? Nou, ons kan hom baie plekke gevat het vanmôre hierdie boodskap. Hy sê, hoe skerp is jou vlammetjie? Hoe hoog brand hy? Kan die wêreld hom sien? Ons kan na daai kant toe gegaan het. Dit het op my hart gelê om te sê, baie mense wat met so 'n koerant rondloop. Ek was ook 'n paar keer in my lewe in die koerant, maar gelukkig vir goeie redes. En ek sit nou nog met daai koerant uitknipsels. Dis nou van skool daar af. Hy's in 'n album, maar dit is positief. Maar daai koerant is al geel. Want met die jare dan word die papier mos nou maar geel. Want dit is 'n positiewe ding.
Maar hoeveel is daar wat negatief is in jou lewe? Hoeveel is daar wat die vyand houvas op jou gekry het? So, my verhouding met Oikos plus om my is in gedrang. Baie keer is dit my eie skuld, maar meeste van die tyd is dit nie eers my eie skuld nie. Dis 'n persepsie. Dis iets wat geskep word. Dis iets wat by iemand gekom het en gesê het jy gehoor? Hoe voel jy hieroor? Jy gehoor wat hy gesê het? Jy gehoor wat in hierdie preek gesê is? As mense wat doelbewus gaan, hulle vat ons preek en net ons in enige kerk, hulle vat 'n preek, en haal 'n stukkie daaruit, heeltemal uit konteks uit, en dan bou hulle hele saak daarop. Nou is dit daar met AI, moet jy oppas wat jy self preek, want jy gaan nie eens weet jy het gepreek nie. Hulle las dit sommer vir jou in. Mens moet baie versigtig wees, want die duiwel lê en loer. Onthou, hy is the accuser of the brethren, en hy sal dit bly tot die dag wat hy nie meer daar is nie. So ek wil vanmôre vra in hierdie plek, ons gaan nou oorgaan na die nagmaal toe, en ek gaan vra vanmôre, is regtig Here lê dit op my hart. Is baie mense hierso, vanmôre hierdie boodskap gehoor het. Jy het besef hoe diep dit gaan. Jy het vanmôre besef dat jy's deel van hierdie ding. Jy's deel van die probleem waaroor dit gaan. Jy het vanmôre besef dat daar's dinge oor jou wat in die geestesrealm hang. Jy nie altyd eers van bewus is nie, maar wat die vyand teen jou gebruik. Partykeer is daar van die goed wat jy toegelaat het, deur jou optrede, deur jou ingesteldheid. Jy het goed toegelaat om in te kom in jou lewe. Dit gee baie keer die vyand die reg om goed te doen. Maar hy gaan net 'n halwe waarheid gaan hy al gryp. Net 'n halwe dingetjie gaan hy al probeer gryp in sy strategie om jou te vernietig. Maar ons wil vanmôre kom en ons wil sê, Here, ons kom in lyn vandag. Here, elke stukkie fake news, elke stukkie reklame wat daar is, waar die vyand ons probeer afbreek, waar hy jou roeping probeer steel. Waar hy steel dit wat die Here reeds vir jou gegee het. Omdat die woorde wat mense oor jou gesê het, nog steeds in jou ore ring. Dit sing so 'n bietjie. Jy onthou dit, dis soos 'n echo. Ons wil vandag loskom daarvan. Ons wil vrykom daarvan. Daai klagstate gaan ons vandag laat val.